later ingekom het. Baie welkom vanoggend ook by hierdie erediens. Ons is so 'n bietjie uil gesaai vanoggend. Dink maar as gevolg van die skoolvakansie, as gevolg van die koue, as gevolg van siekte en allerhande ander dinge. Maar baie welkom aan almal wat vanoggend hier is. Ek het vandag so 'n bietjie gedink oor vanoggend se gebedsmoment en wat ek graag vanoggend met dit sou wou doen. Ek dink om dit 'n bietjie te laat aanpas by die preek later in die skrifgedeelte. En ons bid baie keer vir groepe mense, ons bid vir mense onder verdrukking, ons bid vir gemeente baie keer, ons bid vir gemeenskappe, ons bid vir aksies in die gemeente, ons bid vir die verskillende bedieninge. So daar's 'n verskeie klomp dinge waarvoor ons gereeld bid wanneer ons hier in die gebedsmoment saam is. Vanoggend wil ek u uitdaag. Ek wil hê dat u in hierdie gebedsmoment dink aan 'n persoon of persone wat dit vanoggend vir u ongemaklik sou maak as daardie persoon of persone hier saam met ons in hierdie erediens sou wees. Miskien wil jy vanoggend aan iemand spesifiek dink. Of miskien dink jy vanoggend aan 'n groep mense. Enigiemand. En ek vertrou dat die Gees ons elkeen vanoggend ook hierin sal lei. Dink aan iemand vir wie jy eintlik nie vanoggend hier sou gehad het. En vra jouself die vraag af, hoekom nie? Hoekom sou daardie persoon of persone se teenwoordigheid in hierdie erediens my vanoggend ongemaklik laat voel? En dan hoop ek, elkeen van ons voel ongemaklik. En dan is die uitdaging dat ons ook daarvoor sal bid. Miskien in die eerste plek vir onsself sal bid, maar dan ook vir die ander, vir wie ons eintlik nie sou wou gehad het. Ek wil graag geleentheid gee daarvoor.
Laat Heer, U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê en ander bo myself en ook ere te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook ere te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Amen. aanvangswoord in die vorm van 'n litanie doen, so ek nooi u om saam met my dan die volgende te bid. In die skare, in die kerk, in die stiltes, in die gesprek, sê die Here, kom na my toe, almal wat is. In ons vreugde, in ons pyn, in ons lag, in ons huil, sê die Here, kom na my toe, almal wat is. In die vreemde,
in die bekende, in die tye van voorspoed en tye van ellende, sê die Here, Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. gekruisig, verneder, opgestaan, verheerlik, sê die Here, Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Amen. Gemeente, mag u ook in hierdie oggend die liefde en die vrede van die opgestane Here ervaar. Hoor sy stem as hy vanoggend sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Amen. Kom
Here, baie dankie dat ons ook met ons offergawe hier vanoggend kan loof en prys, want ons het so pas gesing, ons loof en prys die derendheid. Ons wil dit nie net met ons woorde doen nie, ons wil dit ook met ons harte, met ons lewens doen, ons wil dit ook met ons hande doen, maar ons wil dit ook met ons besittings doen, om die derendheid te loof en te prys. En daarom bid ons, dat hierdie offergawe van vanoggend ook daartoe sal bydra dat u derendheid geloof en geprys sal word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek het 'n nuwe program wat ek vanoggend gebruik in die plek van 'n PowerPoint en ek het myself nou al 'n bietjie deurmekaar, so ek kan dink hoe deurmekaar is oorlei daar. Maar ek dink dis nou die kindermoment. Goed, so ek het Vrydag spesiaal om kom aflaai en seker gemaak alles is reg, maar iewers het ek 'n fout gemaak. So as daar foute kom, is nie alles skuld, dis my skuld. Ek neem volle verantwoordelikheid, maar hier is sommer 'n hele klomp maatjies vanoggend. Ons het 'n kuiergas ook, wat lyk my vreeslik koud kry. Jy in Pretoria? Ja. En nou hoekom lyk dit asof dit vir jou die verskriklikste koue plek op aarde is? Dit is, ja, dit is sommer lekker koud. Tot so net vanoggend 'n langbroek aan, nou moet jy weet, dan is dit verskriklik koud. Sy sê vinnig, my ma het gesê ek moet dit aantrek. Ja, want dit is koud, nee. Goed, dis 'n slim ma. En het jy geweier om vir jou ma te luister? Want ek is seker daarvan sy het vir jou ook gesê. Ek wil gaan by julle hoor. Julle weet, ek is al oud, nee. Ja, Nora, jy is baie eerlik. Ek weet nie wat se speletjies julle meer by die skool speel, pause. Wat speel julle, ja? Ek speel hide and seek, Duchess, Monster. Ja, dis 'n klomp goed. Sê die eerste ene weer, hide and seek. Ja. Okay, wat is Afrikaans daarvoor? Mooi, goed, wegkruipertjie en Wegkruipertjie, zombie, monster. ja, en goed, en wat speel julle? Ons speel Wolfie. Wolfie, goed. En julle? Wat is die laaste een? Kleer in julle boekies, goed. En julle Gideon, wat speel julle daar by die, jy is nou nog in die kleuterskool, nee? Goed, wat speel julle daar by die kleuterskool, saam met Marlene? Nee, ek bedoel nie, jy speel saam met haar nie, daar is sis uitdrukking. Nou hier, saam met jou maatjies, wat speel jy by die kleuterskool saam met jou maatjies? Thatchers, goed. Goed, nou, is daar partykeer 'n maatjie wat nie wil saamspeel nie? Of dalk sommer net 'n kind wat nie wil saamspeel nie, ja? Dis Matthew. Okay, goed, gelukkig sal niemand nou hoor nie. Okay, sy het klaar geantwoord, dis raad, een antwoord is genoeg. Wat doen julle as daar 'n maatjie is wat nie wil saamspeel nie? Ja, Marlene? Goed, en hoe voel dit as sy dan met ander maatjies speel? Sy wil nie met my speel nie. Sy speel elke dag. Maar sy is eintlik dom, want eintlik is jy 'n baie oulike maatjie, nee. Goed, en ja, wat wil jy vir my sê?
Goed. En gebeur dit partykeer dat julle 'n maatjie vra om te kom saam speel? Hoekom nie? So julle moet nou vandag mooi luister oor wat ek gaan preek, nee. So ons gaan vanoggend in die Bybel lees van kinders wat gespeel het. Daar's 2 soorte speletjies wat die kinders gespeel het, maar ek gaan nie nou sê wat dit is nie. So julle moet gaan luister net nou as ek uit die Bybel uitlees. Dan gaan julle die 2 speletjies hoor wat die kinders gespeel het. So partykeer dan speel 'n groep kinders saam en dan is daar iemand eenkant wat sê ek het nie lus om saam te speel nie. En dan bly daar een kant sit, nê. Nee. Ander kere nooi julle maatjies en dan kom speel hulle saam. En dit is altyd goed om maatjies te nooi om te kom saam speel, veral as daar dalk 'n vreemde maatjie is of iemand wat jy sien alleen is, dan gaan vra jy daarheen kom speel saam met my, nê. Nee. So maar ek wil hê julle moet vandag gaan luister as ons nou Bybel lees. Wat is daai 2 speletjies waarvan Jesus vertel het wat kinders speel? Goed. Ek wil gou hoor die verjaarsdag, dis hoekom ek nou gesê het, my program is heeltemal deurmekaar vanoggend, want ons moes nou eintlik eers die familienuus net nou gedoen en Corley was reg geweest. Is daar iemand hier wat verjaar in die week? Ja, ja, steek weer op die verjaarsdag maatjies daar agter. Is 3. Goed. So nou sal jy sommer gaan 'n emmertjie vir hulle vat. Steek net weer op daar heel agter. Twee sissies wat so saam verjaar. Goed, nog iemand daar agter? Sit dan. Goed, vorentoe ook niemand. Hierdie kant niemand. Goed, voordat ek vir julle sjokolade gee, gaan ek laat ons hier saam bid. Ons staan hier by my en bid ons reg saam. Here, baie dankie dat U vir ons ook maatjies gee saam met wie ons kan speel. Dankie dat ons 'n maatjie vir iemand anders kan wees. Maar dankie dat daar ook iemand anders is wat vir ons 'n maat kan wees. Here, ek wil ook vir hierdie groepie kinders bid dat hulle ook sal sien wanneer daar miskien iemand is wat alleen is, of iemand wie se hart seer is. Dat hulle ook daardie een sal saamnooi om saam te speel, saam deel te wees van 'n vrolike en 'n gelukkige groep. Maar dankie Here dat ons weet dat U elke dag ook saam met ons is in ons lewens en dat U ons help om altyd so te leef dat ander vir U in ons kan sien. Mag dit ook van hierdie groepie kinders waar wees, dat hulle ook so by die skool en waar hulle ook al kom, so sal optree, so sal speel saam met ander, dat ander ook vir Jesus in hulle sal sien. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed. Familienuus, miskien moet julle mekaar gou groet en net hoor hoe gaan dit met elkeen.
Goed. Die program vir hierdie week, net Dinsdag is daar die gewone erediens by Wilgers Aftree-oord, 10:30 die oggend. Let net daarop, daar is geen Bybelstudies hierdie week dan nie, ook nie aksie omgee nie. En dan die fondsinsamelingsprojek van die 4de Julie het ons geskuif na die 24ste Julie om 'n spesifieke rede. Maar dit gaan dan nie hierdie week plaasvind nie. Ons sal nader aan die tyd dan meer oor die 24ste Julie sin sê. Hulle het net daar op Rekus is met verlof tot die 6de Julie en jy kan my maar kontak as daar enige krisisse is. Hy is so in sy verloftijd vanoggend in die Bronkhorstspruit gemeente om 'n akte van emeritaat vir Dr. Tertius Erasmus te oorhandig namens die Ring en Ilse Marie preek vandag in Middelburg Suid gemeente. So sy is ook nie hier nie. Die sien afkondigings ook op die tweede blad wat jy gekry het op die selfoon. As jy dit nie gekry het nie, kontak vir Beryl of vir my dat ons net die name opsit. Dan die verjaarsdag, oom Willie Roux, of hy dalk hier is nie. En dan die reageerike van Wilgers Aftree-oord wat hierdie week verjaar, so ons sê vir hulle baie geluk. Dan sê die, sou jy ook gesien het, daar 'n hele lys van siekes is, met van hulle gaan dit regtig nie goed nie, ek wil vra dat ons in besonder ook aan Johan Sobitski en Irene en hulle kinders sal dink, dit gaan met hom glad nie goed nie. Ek was die week by Herman Koch in die hospitaal, dit gaan met hom nie goed nie, ek ook vir hom en sy gesin. En ek was ook by hom Stein gewees, met hom gaan dit, ek dink redelik goed. Ek dink ons kan sê dit gaan met hom en hulle as gesin redelik goed. Hulle seun Frans wat in Amerika bly, kry gewe op die oomblik en dit gaan met hom minder goed as gevolg van die gewe. So kom ons bid ook vir hulle asseblief. Ek dink dit is dan al die familienuus ook. Goed, baie geluk dan ook aan julle dat in die week verjaar. Ons gaan net nou uit Lukas in 7 lees, maar voordat ons daaruit lees, wil ek so 'n bietjie stil staan by wat God se wil is. En ons almal ken die baie bekende gedeelte wat Lukas vir ons ook van vertel. Hy sê daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel en hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskryf? Wat lees jy daar?" En hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Die man antwoord toe: "Jy het reg geantwoord." Jesus antwoord toe vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" En dan vertel Jesus die baie bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan, en ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, want ek dink ons almal ken dit baie goed. En dan vra Jesus, nadat hy hierdie gelykenis vertel het vir die man: "Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom
wat onder die rowers verval het. En die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Ek het net nou met die gebedsmoment gevra, wie sou jou vanoggend ongemaklik laat voel in die erediens? As jy daardie persoon of persone hier sou sien. En miskien is hierdie nou weer die plek en die tyd om aan daardie persoon te dink. Of persone. As ons lees dat die grootste gebod is om die Here jou God lief te hê met jou hele lewe en jou naaste soos jouself. En Jesus vra, wie is jou naaste? Dit was die een wat medelee bewys het. En dan sê Jesus, gaan maak jy ook so. Here, ons moet erken dat dit vir ons soms moeilik is om ook so te maak. Dat dit vir ons soms moeilik is, dit was, om ook onvoorwaardelik liefde te wys. Dat dit vir ons makliker is om afstand te hou tussen my en iemand anders. Iemand van wie ek nie hou nie. Iemand wat my leed aangedoen het. Iemand wat anders leef as ek. En tog hoor ons die woord as die volgende gesê, gaan maak jy ook so. So Here, vanoggend wil ek ook my liefdeloosheid teenoor U bely. Die kere wanneer ek nie so maak nie. Die kere dat ek my kop wegdraai vir anders in nood. Die kere wat my hart verhard word weens onvergewensgesindheid. Die kere wat ek myself regverdig teenoor ander mense, omdat ek my eie reg, my eie wil laat geld. Die kere wanneer ek wrokke of selfs haat koester teenoor iemand wat my onreg aangedoen het. Vergewe my dit, Here. En help my deur U Gees om ook so te gaan maak, soos wat hierdie barmhartige Samaritaan gedoen het. Amen. Gemeente, ek nooi jou om volgende saam met my ook ons geloof in die Here te bely, en ons gaan dit doen aan die hand van 'n video wat gaan speel. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here.
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, Wat gelei onder Pontius Pilatus gekruisig is. en terwyl hy neergedaag het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees. en ewige lewe. Amen. 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 Dankie Here dat ons ook ons geloof vanoggend in U kan bely. En dit is hoekom ons hier is, Here. As gelowiges wat bely dat U alleen God is. Maar dat U ook die God is, die skepper God van alles. Maar ook die liefdevolle God. Wat ons ook ons sondes vergewe. En dat U ook die God is wat met ons op pad is. Na ewige lewe. Maar ons weet dat U ons ook op hierdie pad gebruik. U het nie nodig om dit te doen nie, maar U het dit so beskik en ons geroep. As U gestuurdes, U gesandte, U volgelinge, om met kop en hart en hand op hierdie pad te stap. Op so 'n manier dat meer en meer mense op hierdie pad sal stap. U leer ons die pad in die woord. Maar soms kyk ons ander pad. Soms volg ons 'n ander pad. Soms hou ons nie van die pad waarop U ons stuur nie. Ja, ons kan selfs daardie pad verwerp. En ek bid dan, Here God, dat U vanoggend ook U woord vir ons sal oopmaak. Ook die stukkie pad waarop U ons in hierdie oomblikke plaas, vir ons so sal kom oopbreek, dat ons U woord sal hoor, en dat ons sal luister. Amen. Gemeente, ons lees vanoggend in Lukas 7, vers 24 tot 35. Nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee, maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n man met deftige klere aan? Nee, want kyk, die wat sweerige klere dra en in weelde lewe, kry mense in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou geregmaak.
Ek sê vir julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter as Johannes is nie. En tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy. Al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam. Hulle het hulle met die doop van Johannes laat doop. Net die fariseërs en die wetgeleerdes het die bedoeling van God verwerp en hulle nie deur Johannes laat doop nie. Verder het Jesus gesê, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk? Soos wie is hulle? En nou moet julle kinders luister. Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. En ons het vir julle 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes die doper het gekom en nie brood geëet of wyn gedrink nie. En julle sê, hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom, geëet en gedrink. En julle sê, kyk dan, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Ons lees dan tot daar. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, volg direk op dit wat Rikus verlede week gelees het. En hy dan ook verlede week so 'n bietjie stil gestaan by die Johannes die Doper se vraag aan Jesus, is u die een wat sou kom? Of moet ons dalk 'n ander een verwag? En Rikus het dit ook duidelik uitgewys dat Lukas plaas hierdie gesprek direk nadat Jesus dan die weduwee van Nain se seun uit die dood opgewek het, nadat hy haar innig jammer gekry het. En jy sal onthou dat hy gesê dat wanneer daar staan dat Jesus iemand innig jammer gekry het, dan is dit 'n Griekse woord wat net vir God gebruik word. Esplagnitio is die woord. En dit beteken letterlik dat jou ingewande omkeer. Maar dit word net vir God gebruik, net in die Nuwe Testament of die Grieks van daardie tyd. So, dit is wat Jesus doen. Hy wek hierdie weduwee se seun op nadat sy ingewande uit meegevoel met haar omkeer, om dit dan letterlik te vertaal. En dan skryf Lukas hierdie gedeelte van Johannes die Doper se volgelinge wat kom en vir Jesus vra, maar is u die Messias of moet ons iemand anders verwag? En dan stuur Jesus hulle terug met die antwoord aan Johannes, gaan sê vir Johannes wat julle gesien het. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig, en gelukkig is die mens, of die een wat nie aan my begin twyfel nie. En dis waar verlede week se teksgedeelte dan opgehou het. En dan lees ons nou net vanoggend dan verder. En na hierdie gedeelte wat ons gelees het, vertel Lukas dan die verhaal van Jesus wat in die huis van Simon die fariseer gekom het. En dan staan daar dat 'n sekere vrou van die dorp gekom het en Jesus se voete met reukolie gesalf het en toe sy voete met haar hare afgedroog het. 'n sekere vrou van die dorp. 'n sondige vrou. Dalk is dit daardie een wat jou vanoggend ongemaklik sou laat voel as sy ook hier in die erediens was.
is dit daardie persoon aan wie jy net nou gedink het, na wie Lukas ook hier sou kon verwys. Want dit het inderdaad 'n ongemaklikheid by Simon die Fariseer veroorsaak. Want Lukas sê, hy het by homself gedink, as Jesus nou regtig 'n profeet was, dan sou hy daarom geweet het wie hierdie vrou is. Hy sou geweet het dat sy 'n slegte vrou is. Dat sy 'n prostituut is, dit is wat dit beteken. En Jesus laat toe dat sy aan hom raak. Sy, wat 'n sondares is. Daardie een wat my vanoggend ongemaklik in hierdie erediens sou laat voel, as hy of sy ook hier was. Is u die profeet, die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Dit is die krisisvraag waarmee Johannes die Doper sit. En dan stel Jesus dit baie duidelik, dat hy wel 'n profeet is, dat hy die profeet is. Maar anders as wat Johannes die Doper of die Fariseërs hulle dit voorgestel het. Want aan die begin van die Lukas Evangelie lees ons dat Johannes die Doper begin preek het en dan verwys hy na die Messias wat sou kom. Maar terwyl hy met die skare praat, dan noem hy hulle julle slange. Julle moet julle bekeer, want die byl lê klaar teen die wortel van die bome. En elke boom wat nie vrugte dra nie, sal afgekap word en in die vuur gegooi word. Hy verwys verder na die Messias en sê maar hy staan alreeds met sy skop in die hand om die dorsvloer skoon te maak. Om die koring van die kaf te skei. Dit was Johannes se verwagting van die Messias wat sou kom. Wat natuurlik nie 'n totaal verkeerde verwagting was. En miskien terwyl Johannes daar in die tronk sit, dink hy aan dit wat hy alles van Jesus gesê het. Maar dan dink hy dalk ook daaraan dat hierdie Jesus het nog nie 'n vinger verroer om vir hom Johannes uit die tronk te kom bevry nie. En hy kon wonder, maar ek het al hierdie goed van die Messias gesê en ek het geglo dat Jesus die Messias is. En hy kom nie eers om my te kom help nie. En daarom vra Johannes, of stuur hy die boodskappers met die vraag, is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Want Johannes het sekerlik ook al hierdie ander berigte van Jesus gehoor. Hy hoor van Jesus wat met 'n groepie volgelinge deur die land trek en met mense oor die koninkryk van God praat. Hy hoor dat Jesus baie mense genees. Hy hoor dat Jesus wel iets doen, selfs dooies uit die dood laat opstaan. Maar dan ontdek Johannes dat dit soveel anders is as die beeld wat hy van die Messias gehad het. Jesus se optrede is soveel anders. En daarom sy vraag aan Jesus. Is u die een wat ons verwag het? Of moet ons iemand anders verwag? En dan antwoord Jesus op baie duidelik, soos wat ons verlede week ook reeds gehoor het. Kyk net wat gebeur rondom ons. Johannes se volgelinge kan nog vir hom gaan verkondig of gaan vertel, Johannes, dit wat jy verkondig het, is besig om te gebeur. Die tyd van God se redding is reeds hier. Jesus staan met die skop in sy hand.
Die barrel lê reeds teen die wortel van die bome. Ons redder, of ons het die redder, Jesus Christus gesien. God se redding is hier. Christus is die een wat die jubeljaar van, of die genadejaar van God kom aankondig. Maar Johannes, Jesus is besig om skoon te maak. Hy is besig om reg te maak. Hy is besig om nuut te maak. Hy is besig om heel te maak. Maar anders as wat ons verwag. Johannes die Doper is sy volgelinge en ons moet goed verstaan. Jesus het gekom vir die redding van die hele wêreld. Ook vir daardie een wat ons volgens ongemaklik in die erediens sou laat voel. Jesus het ook gekom vir die weduwee wat op pad was na 'n graf toe om haar enigste stukkie hoop te gaan begrawe. Hy het vir haar gekom dat hy so jammer gekry het dat sy binneste omgekeer het om daardie Bybelse uitdrukking te gebruik. Johannes het ook gekom vir daardie sekere vrou van die dorp. Ekskuus, Jesus het ook gekom vir daardie sekere vrou van die dorp. Johannes die Doper wat in die tronk sit, moet besef, hy is nie die middelpunt van Jesus se sending na hierdie wêreld nie. Die wêreld is. Die redding van die wêreld is die middelpunt van Jesus se koms en Jesus se bediening. En dit het die engele alreeds by die geboorte van Jesus aangekondig, of daarvan getuig, wat ons in Lukas 4 lees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dan volg dit 'n menigte engele uit die hemel prys God en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. In Lukas 4 vers 19 sê Lukas dat Jesus het gekom om die genadejaar van God aan te kondig. En dit is presies waarmee Jesus in sy aardse bediening besig is. Maar soveel anders as wat Johannes die Doper en Simon die Fariseer en ook ons dit wil verstaan of dit sou wou hê. En daarom sê Jesus vir Johannes die Doper se volgelinge, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien het en gehoor het. Dat Jesus wel die verlosser van die wêreld is, wat reeds besig is met verlossingswerk, soos wat die engele dit aangekondig het. En wie is die mense in wie God 'n welbehae het? Die dowes wat hoor, die blindes wat sien, die lammes wat kan loop, die melaatses wat genees word, die weduwee van Nain, wie se seun uit die dood opgewek word, en die armes aan wie die evangelie verkondig word. As ons na die evangelie van Lukas kyk, dan is daar 4 plekke waar hy verskillende groepe mense noem aan wie God of Jesus redding en verlossing bring. En ek gaan dit nou nie allemaal lees nie, en ek gaan nou waarskynlik nie die tekste
onthou nie, maar ons lees dit in Lukas 4 vers 18 en 19, Lukas 6 vers 20 tot 22, dan hier in Lukas 7 vers 22 en ook in Lukas 14 vers 21. So 4 verskillende plekke waar verskillende groepe mense genoem word aan wie Jesus redding of verlossing bring. En nou is dit interessant om te sien hoe Lukas hierdie groepe saamgestel het, want in 3 van hierdie groepe staan die armes heel eerste. En hier in Lukas 7 vers 22 staan die armes heel laaste. Wat gebeur wanneer ons iets wil beklemtoon, 'n saak wil beklemtoon? Ons noem dit of eerste of laaste. En dit is presies wat Lukas ook met sy evangelie wou doen. En hy wou 'n spesifieke effek skep deur 3 keer die armes eerste te noem en 1 keer laaste. Want hy wil elke keer die armes beklemtoon. Al hierdie mense na wie verwys word, aan wie Jesus redding of verlossing bring, aan wie God se genadejaar verkondig word, is die uitgeworpenes, die randfigure van die samelewing, die lammes, die dowes, die blindes, die melaatses en die armes. En die woord wat Lukas vir armes gebruik, ptochoi, verwys niemand net na gewone armoede nie, maar na 'n totale nood. Dit beteken 'n algehele bestaanskrisis om absoluut niks te hê nie. En telkens beklemtoon Lukas dan dat Jesus vir die armes, vir die ptochoi van die samelewing gekom het. Die wat ekonomiese gebrek ly, maar meer as dit, ook die wat emosionele gebrek ly, as gevolg daarvan dat hulle die randfigure van die samelewing is, daardie maatjie saam met wie ons nie wil speel nie, daardie een wat my ongemaklik laat voel, as hy of sy in my teenwoordigheid is. Maar dit beteken ook dat die armes ook die is wat geestelik ly as gevolg van sonde nood. En dan is dit ook u en ek. Soos Lukas kom sê dat Jesus bring sy reddingswerk, sy verlossingswerk ook aan die armes, dan sê hy daarmee, hy bring dit vir elke mens wat niks het, behalwe God se genade nie. Jesus sê vir Johannes die Doper se volgelinge, om al hierdie dinge vir Johannes in die tronk te gaan vertel. En dan vertel hy hierdie mini-gelykenis, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk, soos wie is hulle? En dan sê hy, hulle is soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. So hierdie kinders speel 'n vrolike liedjie en hulle sê vir die ander, kom saam, kom speel saam met ons, kom dans saam met ons, kom wees vrolik saam met ons, dan wil hulle nie. Dan besluit hierdie groepie kinders, nou gaan ons maar 'n treurlied sing, want dalk wil hierdie ander kinders saam met ons huil, dan doen hulle dit ook nie. So, hulle neem aan niks deel nie. En dan sê Jesus, Johannes die Doper het gekom, hy het nie brood geëet of wyn gedrink nie, want hy het in die woestyn geleef van sprinkane en sade en bessies en vrugte, lees ons. En dan sê die mense, hy is van die duiwel besete, omdat hy so 'n asketiese lewe daar in die woestyn leef. En dan sê Jesus, die seun van die mens, met ander woorde, Jesus het gekom, hy het geëet en gedrink,
dag saam met ander mense gelewe, en dan sê hulle, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. So Jesus sê vir die mense, maar julle het 'n probleem met al God se boodskappers. Julle het 'n probleem met Johannes die Doper, en julle het 'n probleem met Jesus, die Messias, die Seun van God. So Jesus kom wys hier op die reaksie van mense op die werk van God se boodskappers. Johannes die Doper het God se werk kom doen, maar mense verwerp hom. Hulle sê hy het nie geëet, brood geëet en wyn gedrink nie, en hy is van die duiwel besete. Dan kom Jesus as die gestuurde van God. Hy eet brood en hy drink wyn saam met 'n sekere vrou van die dorp. Saam met daardie een wat my vanoggend ongemaklik hier in die erediens sou laat voel. Saam met die tollenaars en die sondaars, saam met die siekes wat die Here se genade nodig het, saam met die armes van die samelewing. En dan sê die mense, hy's 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van die tollenaars en die sondaars. So Jesus kom sê, hoe God mense ook al uitnooi om deel van sy verlossingswerk te word, is die mense soos die kinders op die markplein, wat nie wil saamspeel nie. Hulle bly maar die hele tyd eenkant sit, want hulle het kritiek op alles, en die manier waarop God dinge doen. Hulle voer allerhande redes aan, oor hoekom hulle nie wil saamspeel en wil deel nie. Miskien het jy jouself net nou ingereken by die lys vir wie mense as die verlosser gekom het. Die randfigure in die samelewing, die arme, die sondaar wat God se verlossingswerk brood nodig het, omdat ons dit vir onsself nie kan gee nie. Miskien het jy net 'n gevoel, maar daar's vir my hoop. Want Jesus sien my ook raak. Maar miskien, dalk net miskien, beteken jy ons ook nou identifiseer met die kinders wat nie wil saamspeel nie. Met die mense wat nie wil deel wees van die manier waarop God sy verlossingsplan in hierdie wêreld laat afspeel nie. Want dikwels plaas ons vir God in sekere boksies, in sekere kompartemente, in sekere beelde wat ons pas, en plaas ons sy verlossingswerk in sekere beelde wat ons pas, en hoe ons dink dit moet wees, en waarvan ons sou hou. Die manier waarop hy mense verlos, die mense vir wie hy wil verlos, dit moet toch net wees soos wat ek dit graag wil hê. Ek wil besluit wie saam met my in die erediens mag wees, en wie my ongemaklik daar laat voel, of saam met wie ek glad nie gesien wil word. Maar God kom nooi ons egter uit om op sy terme in te val by sy verlossingsplan vir hierdie wêreld. En daarom sluit Jesus hierdie gedeelte af met 'n spreekwoord wat sê, maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Maar daar staan letterlik, die wysheid word geregverdig in al haar kinders. Dis 'n spreekwoord wat daardie tyd gebruik is. Die wysheid word geregverdig in al haar kinders. So my Spark gemeente, mag ons die wysheid hê om te sien hoe en waar God met sy reddingsplan
in hierdie wêreld besig is. En mag die Heilige Gees ons lei om begeesterd ook daaraan deel te neem. Al is dit nie soos wat ons dit verwag het dat dit sal wees nie. Want wie saam met Jesus aan God se plan van redding deelneem, sal vind dat God die enigste een is wat mense werklik vrymaak en aan mense lewe gee. Ja, miskien selfs aan die een wat my vanoggend ongemaklik in 'n erediens laat voel. Amen. Here, miskien voel ons vanoggend ongemaklik. As ons dink hoe ons dikwels nie wil deelneem aan die verlossingsplan vir die wêreld. Hoe ons dit soms op ons terme en voorwaarts wil doen. Hoe ons soms wonder, moet ons dalk 'n ander verlosser verwag. Here, vergewe ons, waar ons nie by die verlossingsplan vir hierdie wêreld wil inval nie. Vergewe ons, wanneer ons dit nie gun vir die blindes en die dowes en die krepeles en die melaatses om deur U genees te word. Vergewe ons wanneer ons dink dat die armes nie goed genoeg is vir U genade nie. Dankie dat ek as 'n arm sondaar mens wat geen bestaansreg het sonder U genade nie, by U genade mag vind. En mag ons van daardie genade gaan vertel. Mag ons soos Johannes die Doper se volgelinge gaan vertel wat ons sien en hoor en beleef. Dat God se genade daar hier is. Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons sluit af met lied 209, kom ons sing hom net een keer asseblief. Amen.
aan die dans van die lewe saam met God deelneem en weet, die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Die Here sal na ons toe kom, so stortreën. Hy sal ons verkoop, soos lentereëns die dorre grond verkoop. En mag jy hierdie week by Christus rus,